Tanya, baie dankie dat ons vandag hier kan wees. Twee onderwerpe wat my baie na aan die hart lê is ons ozonterapie, en dit het ons gesien met ons bloedterapie wat ozon aan mense se bloed maak. Die oomblik wanneer ons die bloed meet, ozonterapie doen, en wanneer hulle dan gaan vir limfbehandeling en daarna weer 'n bloedanalise doen, dan kan jy nie glo dat daai persoon 'n uur gelede dat dit dieselfde persoon is met dieselfde bloedanalise nie, want daar is 'n reusagtige verskil. Nou ozonterapie, en ons het vandag vir Chanel hierso, ons terapeut wat wonderlike werk doen en wonderlike dinge ook regkry met ozonterapie. En vir vele mense wat nie van bakterieë en van gis en candida en parasiete ontslae kan raak nie, is daar min goed soos ozonterapie. En soos wat julle die afgelope tyd gesien het, wat ek geskrywe het in my skrywers, oor parasiete behandel het, wat vir my absoluut skokkend was, naas die mikroplastiek was die parasiete wat in die bloedstroom na die brein toe beweeg het. Dit was vir my skokkend. Jy kan nie daai parasiete uit die brein uithaal met medikasie nie. Jy kan seker. Ek weet nie of dit altyd die heel beste manier is nie. Maar ek weet, as jy die ozon in die bloed insit en dit beweeg na die brein toe, dan vernietig dit daai parasiete. Chanel, ek sal graag wil hê jy moet weer eens vandag vir ons vertel, hoekom is ozon so belangrik? Om mee te begin, wat is ozonterapie? Dit is wanneer ons suiwer suurstof in die vorm van ozongas wat 'n O3-molekuule is, gebruik om genesing in die liggaam aan te wakker. Dit is anti-inflammatories, dit ontgif die liggaam en versterk jou immuunstelsel. Nou, ons almal verstaan dat jou organe, selfs jou brein, het suurstof nodig om sy funksies reg uit te voer. Is met ander woorde 'n derde suurstofmolekuule wat jy by suurstof sit, met ander woorde verrykte suurstof, en dan druk jy hierdie goed nou in iemand se bloedstroom in wat deur alles van sy organe gaan neem. Wat is die voordeel hiervan? Wel, die voordele een is dit versterk jou immuunstelsel, dit ontgif die liggaam. Dit is baie goed vir breinkrag. Dis regtig baie goed vir jou brein. En dan dit help ook om virusse, bakterieë en fungi en parasiete en daai goed dood te maak, of dit in die ingewande is, soos jou kolon, of selfs in die bloedstroom. Dis baie goed vir wonde, so dit genees baie vinniger ook. Nie net in die bloedstroom nie, onthou elke sel in jou liggaam het suurstof nodig. En hulle is ook 'n teken van parasiete, is dit nie? En van bakterieë, virusse, swamme, gisse, protiste, allerlei vreemde patogene wat ons nie daar wil hê nie. En nie een van hulle hou van suurstof nie. Nee, dit is korrek. En kanker hou ook nie van suurstof nie, my kind. Nee, kanker doen nie. Ons het 'n interessante inligting wat ek gelees het was, so elke sel werk op 'n verskillende frekwensie. So Ja. 'n kankersel werk op 'n 20% frekwensie of voltage, as mense dan nou so wil stel, en 'n gesonde sel werk op 90 volt. En dan 'n inflammatoriese sel werk op 120. Dit is hoekom as jy inflammasie het, veroorsaak dit pyn en swelling en daai. Nou wat die ozon doen is hy kom in en daai 20% van die kankersel wat dan nou so is, hy bars basies daai sel. So hy maak al die kankerselle basies dood Met suurstof. En dan hy beweeg in al hierdie selle in waar daar nie suurstof ingekom word nie, want mense haal nie genoegsaam suurstof nie. Hulle haal nie diep genoeg asem nie. Is dit nie so nie, my kind? Hulle haal nie net diep genoeg asem nie, hulle haal nie skoon suurstof in nie. Ons lug is baie vol Mikroorganismes nie, en Ja. mikroplastiek en gifstowwe en rookdeeltjies en allerlei vreemde goed, is dit nie? Dit is soos ons liggaam is net nie meer gewoond aan skoon suurstof nie. En dan skrik jou liggaam wanneer jy suurstof inkry, is dit nie? Dit is so, ja, en dan kan 'n mens detox simptome ervaar, wat dan dalk 'n bietjie kopseer is, dalk 'n bietjie naarheid. Elke persoon dit verskil, maar detox simptome van persoon tot persoon. So ja. Dan kry jou liggaam met ander woorde nou 'n skok omdat hy nou 'n slag suurstof gekry het, is dit nie? Dit is so. En dan moet jou immuunstelsel daarteen reageer, nê? Hy moet ja. Want hy moet nou bakterieë en protiste en swamme en gisse en allerlei goede doodmaak, is dit nie? Ja, en dit hang ook af hoe sterk jou immuunstelsel is. So sterker jou immuunstelsel is, hoe makliker gaan dit vir die liggaam wees om aan te pas met die nuwe suurstof wat gegee word.
Hy kan sê vir my, ons het nou kortliks oor kanker gepraat, sê vir my oor diabetes, hoe help dit by diabetes? Ek weet dit balanseer al die hormone in die liggaam. Ja. En diabetes is insulien weerstandig. Ja. So omdat hy sekere hormone en daai goed in jou liggaam begin balanseer, oor 'n tydperk kan dit diabetes heeltemal omswaai. So dit is moontlik. Maar Ander woorde, omdat hy die inflammasie wat deur diabetes veroorsaak word, met ander woorde afbreek, is dit nie? dit is so, ja. En met ander woorde, as die pankreas ook beter metabooliese funksies kry met suurstof, want elke sel in jou liggaam het suurstof nodig om energie te kry, dan verbeter dit die B-selle van die pankreas, is dit nie? Dit is so, ja. Watter tipe van ozoon kry jy en pas ons toe hier so by die fabriek? So, ons doen verskillende tipe toepassings op die persoon dan. So ons het rektale insufflasie wat baie goed is met die ontgifting van die lewer, selfs as jy kolonkanker het. Dan het ons vaginale insufflasie wat baie goed is vir as jy candida het of enige soos endometriose. Ons het blaasinsufflasie wat dan help vir blaasinfeksies, ewen vir 'n baie rare blaaskanker. Dan het ons jou oor en jou neus insufflasies wat dan dit is 'n masker wat oor jou mond en jou neus gaan wat baie goed is vir mense wat sukkel met sinusse en dan mense met longprobleme. En dan die oorinsufflasie is net 'n apparaat wat in die ore ingaan wat baie goed is vir die brein en vir die oë. En dan het ons die binneaardse inspuiting wat dan van kop tot toon help met enige bakterieë en fungi en om daai uit te wis en dan dit boost die immuunstelsel ook. En dan is daar bagging en cupping wat ons gewoonlik op mense doen vir lokale spierspasmas of spiere wat seer is of 'n wonde. Is baie mense wat inkom wat sukkel met asemhaling en dan is hulle al deur 2 apteke. En dan weet hulle nie dat hulle besmoontlik parasiete het wat in die longe vasgevang is nie, of dat dit swamme is, met ander woorde mold wat die Engelsman sê, wat in hulle huise is, of stofmyte, of iets wat in die longe vasgevang word. Wat doen jou ozoon aan daai longe? So hy detoxifiseer dan die longe, so al jou bronkies en jou bronchiole en al daai, omdat die ozoon enige iets doodmaak wat sleg is vir die liggaam, sal hy al daai ook doodmaak, maar hy detox en om jou liggaam ontslae te raak van enige ontgifting is baie belangrik. So dit is dan hoe dit dan sal help, maar om 'n inspuiting te gee en die gewone behandeling van die oorinsuflasie en die neusinsuflasie is ook belangrik. Weet jy waar kom ozoon of wanneer kom ozoon in die natuur voor? Ja, dit is wanneer daar weerlig is, so daai reuk wat 'n mens kry nadat dit gereën het. Dit is dan die ozoon wat 'n mens ruik by watervalle. Daai water wat die hele tyd teen die rotse slaan, daai reuk, daai vars reuk, dit is ook 'n ozoonreuk. Jy het nou al 'n paar wonderwerke hier reg gekry met ozoon. Wil jy vir ons dalk van een of twee van hulle vertel? Ja, ek het 'n kliënt gehad, wel hy het eers vir 'n bloedanalise gegaan en toe het ons gesien hy sukkel met 'n baie erge bakterieële infeksie. En ons het hom gestuur vir die ozonterapie en ek dink dit was 'n maand of 2. En ons het hom die hele tyd dopgehou om te kyk hoe gaan dit met sy vordering. En dit was 'n maand of 2 toe sy heeltemal gesond. Is dit die persoon van Rustenburg waarvan jy nou praat? Onthou jy vir hom? Ek glo so, ja. Ek dink dit was hy. Wat deur hoeveel medikasies is, hulle Ja. kon nie die bakterieë doodkry nie, maar die bakterieë kon ook nie, of die organisme kon nie vir suurstof wegkruip nie. Ja, so dit was baie interessant om te sien en dit is hoekom die bloedanalise so belangrik was om te kyk of ons enige vordering kan raak sien. En of daar En hy- suurstof is 'n organismes is, nie? So met ander woorde, die ozoon en die bloedanalises loop hand in hand, is dit nie? Dit doen ja. En jy sien 'n duidelike verskil as jy byvoorbeeld 'n bloedanalise doen, jy doen ozonterapie en jy doen daarna weer 'n bloedanalise. Dit is 'n radikale verskil, 'n 100% verskil. Daar was ook 'n persoon wat ons gesien het wat 'n bloedanalise gedoen het. Ek het bygesit want hy het baie suiker en stysel ingeneem en toe ons sien op die skerm al sy rooi bloedselle het so vasgepak aan mekaar, baie naby aan mekaar. Ralow effek. Yes. En toe vat ons hom vir die ozoon. Ons het hom eintlik maar net gebruik om te kyk hoe dit wil werk. En toe stuur ons hom weer terug vir die bloed en sy rooi bloedselle het beweeg. Hulle kon uitmekaar uit
vrylik beweeg, wat beteken daar was toepaslike bloedstoevoer. Watter rol speel water in ozoon? Wat sê jy vir mense wat ozoon het? Hoekom moet hulle water drink? Wel, daar's 2 redes hoekom ek vir iemand sal sê om water te drink as dit kom by ozonterapie. 1, ek sê gewoonlik vir my mense na so sessie, drink genoeg water sodat die detox simptome minder is op jou, want water hy help met die ontgifting van die liggaam. En dan 2, jy kan ozonwater maak. So gewoonlik met my pasiënte wat baie bang is vir naalde, gee ek gewoonlik vir hulle net 'n glasie vol ozonwater sodat hulle dit nog steeds kan inneem. Hoekom is dit 'n terapie wat ons so moet beklemtoon? Ek dink dit is omdat suurstof is eintlik 'n baie groot deel van ons lewe. En sonder suurstof, jy gaan of doodgaan of jy kan ly aan baie erger siektes. So dit is hoekom dit so belangrik is. Ja, en depressie. Baie mense wat depressie het nie genoeg suurstof nie. Baie mense wat hormoonprobleme het nie genoeg suurstof nie. Baie mense wat vet word en nie verstaan oor hoekom nie en wat slaaploos is, het nie genoeg suurstof nie. Dit is so. En baie mense, met ander woorde, wat gemoedsversteurings het van verskeie goeters, is omdat die liggaam veg om te oorleef weens 'n tekort aan suurstof. Dit is so, enige siekte kan eintlik nie ontstaan as daar genoeg suurstof is in die liggaam nie. Chanelly, baie dankie en dankie vir jou pragtige harde werk hier by EcoHealth. Ek dink net ons moet meer oor die onderwerp praat. Jy's baie welkom om vir ons ook van jou kliënte te kry wat ons radio-onderhoude met hulle kan voer, dat hulle self kan getuig oor hoekom dit belangrik is. Dis reg, ek maak so.